Jesus nie. Julle het al gehoor van Jesus nie. Nou, ons gaan uit en dan gaan praat ons met baie mense en dan vertel ons vir hulle wie is Jesus. Hy is nie met respek gesê net in die hemel nie. En nie besorg of nie op datum die gebeurtenisse op die aarde nie. Ja, dit was al duisende jare gewees na die skepping. Maar die Here is betrokke. Die Here is betrokke met die mensdom vandag nog. Maar weet jy wat is interessant? Ons lyk almal soos hierdie appel. Mooi buite, maar daar's een probleem. Hy is vrot binne. En almal gedink ek is 'n mooi Christen dogtertjie. Sin is everything we think, say, or do that breaks God's law. Die Bybel sê in Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en dit ontbreek hulle die heerlikheid van God. Die Bybel sê ook, die loon van die sonde is die dood. En elkeen van ons gaan eendag voor God as ons regter moet staan. Die bloed van Jesus Christus reinig my van alle sonde. As jy rein deur die bloed, deur die kosbare bloed van die Lam. Want hy was in alle opsigte versoek soos ons, maar sonder sonde. Jy verskyn in die hof op grond van die volgende dinge. Jy word aangekla van dwelmhandel en dwelmmisbruik, alkoholmisbruik en dronk bestuur, aanranding van verskeie gevalle, diefstal, publieke wangedrag, moord. En saam met hierdie het jy al verskeie waarskuwings in die hof ontvang, wat jy almal verontagsaam het. Meneer Van den Berg, hoe pleit jy op hierdie beskuldigings? Onskuldig. Ek het gehoop ek gaan hemel toe, het gedink, maar dalk met my goeie werke, omdat ek goeie mense is en so alles, dalk gaan ek hemel toe. Daai sonde wat ons gedoen het, moet gestraf word. En nie een van ons, niks wat ons doen, kan daai straf wegneem nie. Ons is net nie goed genoeg om daai straf te kon wegneem nie. World athletics, I started getting sick. I started getting very ill. And as I was doing the wrong things, swearing again, lying again, doing those wrong things, I was drifting away from my relationship with God. En steeds het ek so in rebellie teenoor die Here gelewe, in die sin dat ek nie hom gehoorsaam het nie, ek het hom nie gedien nie. En ek het 'n droom gehad om vir die Proteas cricket te speel. En ek het dit nagejaag met alles wat ek gehad het. Ek het baie hard geoefen. I cannot come to that which just above me now. Maar vandag wil ek vir julle vertel, toe Morena Jeso, ek wou nie net hierso, ek weet TB vela. Die probleem kom wanneer ons Ritziba vela, al Morena Jeso hard in die mond. Ek het gevoel, maar dis net kennis in my kop. Ek het gevoel, maar ek kan nie daai hoë standaarde leef nie. Smag om vergifnis te kry, oor hierdie heerlike boodskap, Jesus gaan nou hier verby. Jesus gaan nou hier verby. Dis so baie jare, dat jy van Jesus Mense dag en male, roep by my kind van terug. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is.
En dan sê die Here Jesus, met daardie bedroefde liefde, hoe dikwels, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak. En julle wou nie. Hy wou hulle bymekaar maak, hy wou hulle genees. Ek glo hy wou hulle sonde vergewe, as hulle maar net tot hom sou bekeer. Net so telke male by my in kom trek. Elke keer hoe by my jy gaan verby en jy bly, het vlugtelik verkom. Maar Jesus Christus was sonder sonde en hy is God en hy het vir ons aan die kruis kom sterf en hy het daai sonde en daai straf vir ons kom dra. Die man met die purple kleed, maar die skade is geen dragtig kruis, de kruise kom. Die man met die purple kleed, die boer vir my sonde, hy wys my sy voete, vastgenaal aan die kruis, hy wys my sy boer en sy met die wonde, en nou wanneer Jesus, wat Jesus van my. 1 John 1, verse 7. The blood of Jesus cleanses us from all our sins. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. I've wandered far away from God. Now I'm coming home. Tot op 'n dag wat my ma my saamgeneem het na 'n AEB kamp daar by Mispa, kamp Trein in Windburg. En daardie aand op die 18de April 2014 het die dominee gepreek en ek kan nie regtig onthou wat hy gepreek het nie, maar die een skrif het my regtig getref en dit is waar Jesus vir Pilatus gesê het, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En ek het besef, maar ek lewe vir hierdie wêreld, as ek nou vandag sou sterf, het ek geen hoop vir die ewigheid nie, ek is verlore, ek is sonder verlosser, ek is sonder Christus. Maar daai tyd terwyl ek ernstig was en ek het geweet Jesus is die oplossing. En toe my pa my gevra het, maar wil ek Jesus ken? Kon ek nie anders doen nie en ek het gesê ja. En ons het gebid en ek het 'n eenvoudige gebed gebid en ek het maar net gevra, maar Here Jesus, kom, vergeef my en my sondes en kom binne my hart. Waarom wil jy jou nie omdraai nie? Waarom vlug jy van hom? Waarom draai jy nie na Jesus nie, terwyl hy nou nog terugkom? Moet nie langer wag, want ek weet jou redding vandag. Waarom wil jy langer bly, 'n vlugteling voor God? En so Jesus Christus het sy lewe vir my aan die kruis gegee. En ek wil my lewe vir Jesus Christus gee.